Ek is Erik. Ek is Mike. Welkom by So 'n bietjie beter waar ons praat oor die lewe dag tot dag in Nieu-Seeland. Ons is albei ex-Suid-Afrikaners wat in Auckland bly en die channel sal maar min of meer met julle gesels oor die lewe in Nieu-Seeland van 'n Suid-Afrikaner se perspektief. Maar is actually 'n goeie topic om te praat oor rook want soos ek en Mike vroeër bespreek het, dis iets wat nie so algemeen is in Nieu-Seeland nie. Jy sal nie om elke hoek en draai mense sien sigarette rook nie. Jy's amper meer likely om mense soos Mike te sien met 'n Met 'n vape. vape, ja. En ja. ook nie algemeen nie. Ja, Dis dis waar. baie minder dat jy dit sien. So is amper, hoe dit genoem is amper soos 'n cultural. Ja, daar's 'n sosiale stigma daaraan verbonde. Dis vuil, dis gross, dis sleg vir jou. Hoekom doen jy dit? Jy weet, jy's 'n uitgeworpene, meer as wat ek ooit tevoorheen daaroor gevoel het. Ek dink tot 'n paar biere uitkom. Ek was al op 'n geleentheid of twee gewees waar die Kiwis soos stout skoolkinders om die hoek gaan staan en jy weet hoe noem hulle dit, punching a dart is nogal die slang wat ek gehoor het. Okay. Ja, you're punching a dart. Hoe hulle 'n sigaret skelm om die hoek gaan rook want dis nou baie funny, iets besonders, weet, ons is stout, ons is dronk, ons is op 'n party, nou rook ons maar. So ja, daar's definitief 'n sosiale stigma daaraan verbonde. Ek dink minder so met die vape, maar beslis is dit nog steeds 'n issue. Daar's nie 'n sosiale rokersklub by die werk, weet, wat almal saam gaan afstap en gaan rook en soos wat ek gewoond was nie. Definitief die minderheid wat rook hierso en ook 'n groot deel van daai minderheid is mense wat hulle eie sigarette rol. Yes. So en soos ek vir Mike gesê het, hoe verder noord jy uit Auckland gaan, rol hulle ander goeters ook daarso. Weet jy, jy praat so van die rollies, dis 100% waar. Dit was actually nogal skokkend geweest. Want as jy 'n ou sien met 'n papier en iets rol in Suid-Afrika, is dit gewoonlik iets anders as skoon tabak. So ja, dit was nogal vreemd om te sien hoe mense algemeen in publiek staan in 'n zolrol. Wat nie gewoonlik daaraan het nie, maar soms. Ja, dis nou wel iets wat verander het, wat ek hoor verander het in Suid-Afrika, want ek is nou 'n goeie stewige 10 jaar uit Suid-Afrika uit weg, maar ek hoor hulle het dit gelegalised daarso. Ja, dis wettig. Nog voor ons weg is, ek het plante in die tuin gehad, en ek het die produk daarvan vir die mooiheid of vir die utility. Wel, nie vir my direkte gebruik nie. Ek het dit eintlik verkoop aan 'n vrou wat olie daarvan gemaak het. En vir kankerbehandeling en daai tipe goed. En maar ja, dit is baie meer prominent in Suid-Afrika soos ek. Ons het noem dit 'n referendum? Ja, dis reg, yes. So 1 of 2 verkiesings terug en dit was naalskraap geweest wat hulle dit nie legal gemaak het nie. Dit was ek dink dit was 51% het gesê nee, 49% het gesê ja, so. Maybe iets wat vorentoe wees sal opkom, voel ek. Ek dink so. Ek dink die sentiment is definitief oop daarvoor. Ek dink wat gelyk aanloklik en dalk bietjie negatief van Nieu-Seeland is dis redelik konservatief hier. En ek dink dis hoekom die legalisation van marijuana geval het. Ek dink dis nou maar nie die konservatiewes wat bietjie daarteen geskop het nie. Ja. Net laat jy nie gaan zol rook. Dis actually 'n goeie punt wat jy maak daarvan. Ek voel ek is nie 'n ou wat massively travel in Nieu-Seeland nie. Meeste van my travels is meer in die Noord-eiland gewees en hierdie is maybe a observation, maybe a one-sided observation, maar ek voel in terme van konservativiteit, voel dit asof dit meer konservatief raak, meer suid jy beweeg. Dink jy daar's waarde daaraan? Ek het dieselfde tipe observasie. Hoewel soos jy was ek nog nie diep in die Suid-eiland in nie, maar ja, definitief dit raak ook meer rural hoe verder suid jy gaan en ek wonder of daar nie 'n verhouding is met die konservativiteit daar nie, maar ja, absoluut stem ek met jou saam. Ja. So Mike, jy is nou hierso van 2020 af. 2020, dis reg. Ja. So ons sal by 'n COVID episode kom met Mike het goeie stories om te vertel daarso. Maar Mike het 'n goeie punt gemaak onlangs so hy gepraat het van daar's basies net wat het jy gesê 4 of 5 kom ons noem dit
stede of Ja. amper stede. Ja. En die res van Nieu-Seeland is regtig dis rural. Ja, maar kom ons noem hulle op. Auckland, die grootste stad by verre. Ek dink statistiek gewys 20 of amper 'n kwart van Nieu-Seeland se populasie bly in Auckland. So bietjie verder suid van Auckland is Hamilton. Ek vergelyk dit baie soos die Bloemfontein van Nieu-Seeland. Dis baie agri georiënteerd, kleiner tipe dorpie. Ek gaan lieg as ek die nommers noem, maar ek dink 300-400,000 populasie in Hamilton. Dan Wellington is seker die volgende een van bo tot onder in terme van groot stede. Dan gaan ons Suid-eiland toe vir Christchurch. Dis redelik suid van Wellington. Ja, dis nou Wellington is op die suidpunt van die Noord-eiland en dan Christchurch is min of meer in die middel van die Suid-eiland. Hoeveel wat? Dis 4. Sou jy Otago beskou as 'n groter dorp? Ek weet daar's 'n universiteit, maar dis nie 'n Is Otago nie 'n streek nie? Jy's reg. Ek dink aan Dunedin. Ja. Dunedin. Ja, Dunedin is 'n studentedorp. Yes. 'n koue studentedorp. Ja, dis hoe verder suid jy gaan, hoe kouer word dit. Yes. En Dunedin is redelik ver suid. As jy al ooit 'n toets gekyk het waar die Springbokke teen Nieu-Seeland speel in Dunedin, as daai manne skram en die stoom kom van hulle rye af, is dit gewoonlik in Dunedin gebeur. Ja, lekker kyk. Ja. Maar dis die 5 groot stede in Nieu-Seeland. Natuurlik prakties gewys, as jy werk soek in 'n groot stad, is dit een van die 5 waarna mens kan kyk. Maar buiten dit, soos Erik sê, is dit rural. Dis plattelandse dorpies met min mense, 'n kerkstraat en 'n engine garage soos ons altyd gespeel het. Ek het ook een met 'n op 'n sê karakter. Kom ons noem hom 'n karakter. Ja. Te doen gehad of raak geloop of miskien raak gedrink. Hangende hoe jy dan nou kyk. Suid-Afrikaner en toe ek net aangekom het en hy het opinie gehad. Hy het gesê hoe verder jy uitstedig beweeg in Nieu-Seeland, hoe nader beweeg jy na die hart van Nieu-Seeland toe. Dis waar. En daar's nogals waarheid daaraan het ek agtergekom. Ek het al van baie Kiwis gehoor dat Auckland nie 'n goeie verteenwoordiging of verteenwoordiger is vir Nieu-Seeland nie. En ek dink dit praat baie waar, hoe verder jy uit stede gaan of uit Auckland uit beweeg, aan die einde van die dag, raak dit meer Nieu-Seeland kultureel. Yes. En dis 'n goeie punt om te maak ook oor Auckland. Auckland is in terme van Nieu-Seeland stede is by verre weg die mees internasionaal van hulle almal. Die gemeenskappe hierso is, ek meen jy het iets van alles hierso. Jy kan ons praat van middestad en daar's een spesifieke straat, Queen Street, waar al die aksie is. Party mense sal sê dis Kei Road, maar during office hours is meeste van die aksie in Queen Street. En as jy daar sal loop, ek meen dit sal nie weird wees om 3, 4, 5 verskillende tale te hoor mense praat by jy loop nie. Beslis. Selfs by die werk. Jy hoor verskillende tale deur die dag by die werk. Algemene taal is Engels, maar ja, mens hoor definitief in jou dag in dag uit hoor mens baie tale. Ja. En as jy Afrikaans is, dan is dit mengels. True. Daar gaan baie mengels wees op hierdie kanaal, moenie suiwer Afrikaans verwag en ek dink enige een van ons. Maar ek is 'n bad boy, nee, as my ma kom so elke jaar of elke 2 jaar hier kom kuier, nee. En later dan skit sy net haar kop vir my, sy sê, kan jy nog Afrikaans praat? Ek sukkel partykeer om my sinne te vorm, presies, my woorde te kom. Ek is op baie dieselfde trant, ek verloor baie vinnig my Afrikaans. Op die stadium moenie vir my vra om enigiets in Afrikaans te skryf nie. Ja, nee, dis bad news vir my ook. Kan nie gebeur nie. Ek moet jou 'n bietjie spot oor jou verkieuide Engelse Afrikaanse aksent. Okay. Ja, ek dink na 10 jaar
sal jy baie goed doen om nie die local accent bietjie op te tel nie, maar daar's definitief ek dink 'n binnestryd in jou Erik tussen die Afrikaans sprekende Engelse aksent en dan nou die Kiwi wat bietjie ingebloei het ook. Ja, nee, kyk, daar's veral my Engels is weird. My Engelse aksent is op enige gegewe dag, dit sal een oomblik sal dit Kiwi klink, dan sal dit klink Britse bietjie klink en later dan is dit mengels. En so, maar die belangrike ding is mense verstaan my wanneer ek praat. Alhoewel daar was een dude by my werk gewees, sal nie name noem nie. In die begin ek was my eerste soos induksieweek, nê. En ek moes informasie by hom kry, nê. En ek gaan na hom toe en ek begin met hom praat en ek praat seker vir 2 of 3 minute en ek sien net hy sit my blank. En hy is 'n Kiwi, maar interessante ou. Interessant. En toe sê hy vir my, nadat ek gepraat het, dis 'n awkward pause en toe sê hy van, ek kan jou nie lekker verstaan met jou aksent. Wow. En ek het nogal gedink ek het mooi gepraat daai dag, maar artikuleer. Dit is dis nou ek glo nie dit gaan met almal gebeur nie. Dit was ek dink dit was net 'n bietjie van 'n karakter.